Ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U, dat ons vanoggend weer hier by mekaar kan kom. Here, ons dankie vir U groot liefde en genade vir ons, U goedheid en U guns. En Here, ons dankie dat ons opnuut weer kan besef, dat ons U kinders is, U wat die groot en almagtige God is, die skepper van hemel en aarde, die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, die almagtige. En Here, wanneer ons besef hoe groot U goedheid, U guns, U liefde en U genade vir ons is, dan kan ons nie anders nie as om lewens van dankbaarheid tot U eer te wil lewe nie. En Here, daar wil ons ook vanmôre vra, lei ons met U Heilige Gees, werk in ons harte en deur ons verstand, en gee dat ons werklik sal hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons ook dit wat U vir ons leer vanuit die woord in ons lewens kan gaan toepas en kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, ek het vir ons die laaste gedeelte van Johannes se laaste hoofstuk gestuur, en dit gaan oor Jesus se ontmoeting met sy disippels daar by die see van Tiberias. So dis nie 'n regte see nie, maar dis meer 'n baie groot meer. Maar ek wil die agtergrond gee van wat hier met 'n spesifieke gebeurtenis wat ek vanmôre gaan uitlig gebeur. En om dit te gee wil ek eers vir ons lees in Matteus. Daar in Matteus 26 wil ek sulke enkele verse uitlig. Nou die eerste verse wat ek wil uitlig is vers 31 tot 35. En ek wil hê ons moet fokus op Petrus vir vanmôre se doeleindes. Nou, ons lees daar dat Petrus is gewaarsku. Nou kom ek lees dit vir ons, Matteus 26 vers 31 tot 35. Toe sê Jesus vir hulle, dis nou vir sy disippels, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan en die skape van die kudde sal verstrooid word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. So hierdie is voordat Jesus gevange geneem is, hierdie waarskuwing, maar spesifiek aan Petrus. So ek wil die aandag hierop vestig. Hierdie was wat in Petrus se hart aangegaan het. Onthou die disippels hier, ons het dit nou duidelik gesien ook in die vorige 2 Sondae. Hulle het nog nie werklik verstaan wat Jesus gesê het, toe hy vir hulle gesê het dat hy moes sterwe, en soos hy hier ook weer sê, en moet opstaan uit die doodheid nie. Maar op hierdie stadium het Petrus gesê, en ek is oortuig daarvan, hy was oortuig daarvan, dat al moet ek ook saam met u sterwe, ek sal dit doen, maar ek sal u nie verloon nie, ek sal nie vlug nie, en ons weet nou wat gaan gebeur. Ek sal nie u naam ontken nie, en dis nou wat gebeur, en dan wil ek nog steeds in Matteus 26, daar van vers 56 af, wil ek vir ons net 3 verse lees, vers 56 tot 58. Ons lees dan, maar dit het alles gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. So hier word Jesus nou gevange geneem. Ons weet Petrus het een van die soldate se oor afgekap. Jesus het hom weer aangesit. Alles wat daar gebeur het. So hier sien ons nog steeds Petrus in 'n sekere sin, hy doen nog wat hy gesê het. Hy het gesê, Here, ek is bereid om vir u te sterf. Toe hulle vir Jesus wil gevange neem, is Petrus bereid om vir Jesus te beklei. Hy het een so oor afgekap, maar dan lees ons verder in vers 57. En die wat Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het.
En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoëpriester. En hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. So hier sien ons, Petrus het hom nog nie, hy volg nog steeds vir Jesus, en as ons in Johannes lees, dan sien ons Johannes was ook daar gewees. Maar dan nog 'n bietjie verder, nog steeds in vers 26, in Matteus 26, daarvan vers 69 af. Nou sien ons wat toe uiteindelik gebeur. En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareëner. En met die eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie, en dadelik het die haan gekraai. En Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitekant toe gegaan en bitterlik geween. En as ons Lukas se weergawe lees, Lukas noem dit, ek wil dit net noem, in Lukas 22 vers 61 sê hulle, en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En ons weet dit het toe nou so gebeur, en ons sien Petrus se reaksie. Petrus gaan huil daaroor, hy is hartseer, hy besef, hy het nie net vir Jesus verloon nie, maar in 'n sekere sin het hy ook homself verloon. En as ons nou dieper na hierdie gedeelte gaan kyk, dan kan mens sielkundig allerhande vrae wat ons sou kan vra. Ons weet nie wat die antwoorde is nie, maar mense sou kon wonder, hier het nou hierdie tyd verbygegaan, nie net van hier af, onthou, Jesus is nog nie gekruisig nie, maar nou gaan nie nog hierdie tyd verby, totdat Jesus gekruisig word, en dan die 3 dae, totdat Jesus daarna uit die doodheid opstaan. Wat het alles in Petrus se kop gemaal? Het hy nie homself hier heeltemal verloor lê? Hy het gedink, hy weet wie hy is. Hy het gesê, ek is Petrus, en Jesus het vroeër in Matteus 16 het hy vir hom gesê, jy is Petrus, en op hierdie belydenis van jou, dat jy gesê het, ek is die seun van die lewende God, sal ek my kerk bou. Maar nou, alles wat Petrus gedink het hy is, wil ek amper sê is in skerwe, want hy het vir Jesus verloon, hy het gedink hy sal dit nie doen nie, en hy het dit geglo. Ek is ook oortuig daarvan as mens die evangelies lees. Petrus het homself geglo, maar in die hitte van die oomblik, wat het toe gebeur? Toe verloon hy vir Jesus. Nou kom ek lees vir ons nou die gedeelte, wat ons hoofgedeelte is vir vandag, Johannes 21 vers 1 tot 25. Lees hom saam met my daarvan vers 1 af. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn, dis nou nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Nou, Jesus het gesê, hy kry hulle in Galilea, en hierdie see van Tiberias is in Galilea, dis maar sommer net vir die interessantheid, en dan lees ons in vers 2, daar was by mekaar Simon Petrus, so Petrus is daar, en Thomas, wat sy vinger in Jesus se wonde, in sy hand in die sy in Jesus se wond gestoot het, wat ons nou die vorige Sondag behandel het, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Nou ek wil myself hier onderbreek, dit kan wees dat Jesus soos met die Emmausgangers hulle sig verblind het, dat hulle nie besef het dat dit hy was nie, maar as mens gaan kyk ook, hulle was 'n hele entjie, hulle praat nou van myl, maar is omtrent hier in die omgewing van, kom ons sê maar tussen 500 en 600 meter wat hulle in die see in was, so dis nogal ver, so ek vermoed,
Hulle het letterlik net nie gesien dat dit Jesus is nie. Toe hy nou met hulle praat wat ons kan sien, kon hulle hom hoor, want is nou stil, en klank dra goed oor die water, maar hulle het nie geweet wie dit is nie. En nou lees ons verder, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop, nou besef Johannes wat gebeur, daarop sê die disipel, die een wat vir Jesus lief het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, kort hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp hom in die see. Nou, daar's iets ook hier, Petrus, ja, hy is hier letterlik kaal, maar daar's iets ook hier aan dat hy is nog, ek wil amper sê, hy het homself nog nie gevind nie, hy is nog kaal hier in sy binneste, hy is nog skaam oor sy sonde, daar's iets wat ook vir ons hier, ek wil amper sê op 'n allegoriese manier gesê word, nie net in die letterlike nie, maar ook met dit wat agter die skerms wil ek amper sê gebeur. En dan sien ons wat gebeur nou volgende, maar die ander disippels het met die skytjie gekom, ons neem nou aan Petrus het vooruit geswem, en hy kon waarskynlik geloop het, dit was dalk nie so diep nie, maar die ander disippels het met die skytjie gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el, so ons weet nie presies, maar 200 el, hulle sê el is so, en toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond, en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, 553 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie, so dis nog 'n wonderwerk. Nie net die visse is 'n wonderwerk nie, maar ook die net wat nie geskeur het nie. Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wist dat dit die Here was, maar hy het ook hier 'n verheerlikte liggaam, so dit kan ook weer deel van die rede wees, hoekom hulle hom nie erken nie. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis, en dit herinner ons daaraan, dat hy die menigte gevoed het, en ons het al daarvan in die verlede, toe die 2 visies en die 5 broodjies, dit herinner ons weer hier aan, en dit sê vir ons weer iets hiervan, die vraag kan dalk wees, wat doen Jesus nadat hy nou uit die dood uit opgestaan het? Hy voed steeds sy disippels, hy voed ons steeds, ons is ook disippels, die wat hom volg. En dan sien ons, dit was al die 3de keer, sê vers 14, dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, nou vat hy vir Petrus een kant toe, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy, dis nou Jesus sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. So hier is weer 'n belydenis van Petrus, u is die seun van die lewende God, u weet alles. Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, dit is nou Johannes. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier?
Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woorde het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boek nie bevat het nie. Amen. En dit is nou natuurlik hoe Johannes sy evangelie afsluit. Nou, ek wil terugkom, ons het nou gelees oor Petrus, en ek wil vir ons hier wys, as teksverse wil ek vir ons lees verse 15 tot 17. Met die agtergrond daarvan dat Petrus het vir Jesus 3 maal verloon, verraai, het gesê hy ken nie vir Jesus nie. En nou sien ons wat gebeur hier in ons teksverse, verse 15 tot 17. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra vir hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou, hierdie situasie waarin Petrus homself bevind, is nie 'n maklike situasie nie. Ek het vanmôre weer gesien, daar's 'n berig van mense in Nigerië, 'n vrou en haar kinders wat, ons weet Nigerië is op hierdie stadium ook met die gemors in die Midde-Ooste en met die moslems en al die goeters, is Nigerië ook onder aanval. Daar word baie Christene in Nigerië ook op die oomblik doodgemaak en die berig sê eintlik maar dat die vrou lê so half bo oor haar kind en hulle gaan nou doodgeskiet word en die rede is omdat sy nie bereid is om te sê sy verwerp vir God nie. Sy is eerder bereid om dood te gaan. En mens vra jouself, as jy in so 'n situasie is, wat gaan jy sê? Wat gaan jy doen? Wat gaan deur jou kop gaan? Stel jouself net maar voor, jy word hier, wil ek amper sê, voor 'n vuurpeloton gesit, hulle staan met die AK's gereed, en hulle sê vir jou, verloon vir God, sê dat jy nie in God glo nie en ons sal jou laat leef. Gaan jy dalk in daai oomblik vir jouself sê, ek moet nou lieg, want dan kan ek dalk lewe en dan kan ek dalk in die toekoms weer God se woord verkondig of weer vir God iets doen, of wat is die situasie? Daar's duisende dinge wat deur mense kop gaan. Maar dit gaan nie net oor hierdie groot omstandighede nie, oor hierdie uiterste voorbeeld nie, wat 'n werklikheid is in die lewe waarin ons leef. Maar my vraag is so 'n bietjie meer as dit ook. Ons moet onthou, sonde is vyandskap teen God. So elke keer wanneer ons sonde doen, is ons eintlik besig om vyandskap teen God te bedryf. En in 'n sekere sin is ons besig om elke keer wanneer ons sonde doen, eintlik ook vir God te verloon, want ons weet, Jesus het reeds vir ons sondes kom sterf. Hy het vir die sonde wat ons doen, die toorn en die straf aan die kruis verdra. Hy was van God verlate aan die kruis as gevolg van ons. Maar ten spyte daarvan, doen ons nog steeds sonde. Ten spyte daarvan, bly ons in ons sonde voortleef. So in 'n sekere sin verloon ons ook aan mekaar vir Jesus, in 'n sekere sin soos wat Paulus gedoen het. Paulus is een van die disippels. Hy is die een, soos ek sê, wat in Matteus 16 hierdie belydenis maak. En Jesus sê, op hierdie belydenis sal ek my kerk bou, dat jy sê, dat ek is die seun van die lewende God. En dit is ook wat ons vandag sê, as dit nie is dat ons glo, omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat Jesus is die seun van God nie. Hy het vir ons gesterf en hy het vir ons oorwin, daarom weet ons is op pad hemel toe nie.
Dit is wat ons ook Christene maak, dis wat ons deel van die kerk maak, dis hoekom ons kerk is, en dis hoekom ons by mekaar is, dis die belydenis wat veroorsaak, die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan, dat daar vandag so iets soos 'n kerk is, die kerk in die wêreld vandag, die heilige algemene Christelike kerk waarvan ons deel is. Maar nou is die probleem, ons doen ook maar dit wat Petrus doen, en wat nog te sê van die ander disippels wat gevlug het, net Petrus het daarom nie aan die heel begin gevlug nie, maar ons doen dit ook. Ons verloon ook in 'n sekere sin daagliks weer vir Jesus, deur ons sonde, deur wat ons ook al doen. En dan is die vraag, is ons nie maar net so diep verlore soos Petrus nie, maar dan is die wonderlike is, ons sien dit hier, daar is uiteindelik weer verlossing. God kom red ons, nie net uit die groter omstandighede van ons sonde uit nie, maar hy kom red ons werklik ook uit ons twyfel uit, ons twyfel van wie ons is, ons identiteit in hom, ons twyfel van waarheen ons op pad is, en ons twyfel van wat ons moet doen, en wat ons doel uiteindelik hier op aarde is. Nou ek wil vir ons daarop wys, maar ek wil net hê dat ons weer moet terugkom na ons teksverse toe. Ons sien hier in ons teksverse, Jesus vra vir Petrus 3 keer, en ons moet onthou, dit gaan daaroor dat Petrus het vir Jesus 3 keer verloon, en nou later, nou kom Jesus, en dit is deel van die herstelproses. So as ons vir mekaar vra, wat kom doen Jesus, dan wil ek eers, voor ons by die punte begin, wil ek ons moet besef, dat ons moet besef, net soos wat Petrus besef het, hoe swak, nietig en sondig ons is, en dat alles dus uit genade alleen is, wat Jesus vir ons gee, is uit genade alleen, nie ons verdien dit nie, die visse wat hulle gevang het daar, en Jesus wat hulle daarna voed, is uit genade, uit die net wat nie geskeer het nie, is uit genade, uit die feit dat Jesus ons by mekaar hou, is uit genade uit. Nou dis interessant ook, ek noem dit so as 'n kantopmerking, dat hier het hulle die visse gevang, baie mense van nou aan die getalle en die goeders ook, 154 en so aan, maar hulle baie waarde heg, ek wil nie vanmôre daarop ingaan nie, maar die net het nie geskeer nie, die visse het by mekaar gaan, dit was 'n wonderwerk, as ons in ander gedeeltes gaan lees, dan sien ons, hulle het niks gevang die hele nag nie, maar toe Jesus vroeg aankom, toe sê hy, gooi net die net aan die ander kant uit, so dis hierdie wonderwerk, en die net het nie geskeer nie, en later in die geskiedenis, juist met Petrus as hier in ons agterkop, wat hierdie belydenis gemaak het, maar toe vir Jesus verloon het, is dit juist die vis, die ichthusvis, wat die symbool word van die Christene, wanneer die Christene nou letterlik vervolg word, dit wat ons nou van praat, hulle word doodgemaak deur die Romeine as gevolg van hulle geloof, dan gebruik hulle die symbool van die vis, om vir mekaar te sê dat hulle Christene is. Een teken die een helfte van die vis, en die ander een teken die ander helfte van die vis op die grond. En dis hoe die Christene geweet het, dat iemand anders ook 'n Christen is, want aan die begin het hulle gesê, as hulle mekaar tegemoet geloop het, het hulle gesê, die Here het opgestaan, en aan die ander een geantwoord, die Here het waarlik opgestaan. Maar toe die Romeine dit begin agterkom, en hulle begin vervolg, en toe het hulle die vis as symbool begin gebruik, om te sê, ons is Christene, die een het die ene helfte geteken, om eintlik daardeur te sê, die Here het opgestaan, en dan het die ander een die ander helfte van die vis geteken, om te sê, die Here het waarlik opgestaan, en dis hoe Christene uiteindelik, so dis maar net 'n interessante konnotasie wat daar ook is, maar ons sien nou, wanneer Petrus in hierdie diep verlorendheid is, hy's onseker van wie hy is, en hy weet nie meer of hy homself moet glo oor wie hy is nie, dan kom Jesus, en Jesus kom bring hierdie herstel. Petrus het hom 3 maal verloon, en Jesus vra vir hom weer 3 maal, sodat Petrus weer kan herstel, net soos hy hom 3 maal verloon het, vra Jesus ook nou 3 maal, Petrus, het jy my lief? So hy bring vir ons die geleentheid om te herstel. Jesus gee vir ons 'n tweede kans, kom ons sê maar so. Nou dit is belangrik, ek wil hê dat ons net so 'n bietjie daarop moet ingaan. Wat presies hier gebeur? Nou in die Grieks waarin die Nuwe Testament geskryf is, gebeur hier 'n interessante ding. Jesus kom en hy vra vir Petrus in vers 15, Petrus, het jy my lief? Jesus gebruik die Griekse woord wat meeste van ons dalk al van weet, vir liefde, agape. So hy vra vir hom, Petrus, agape jy my, en daai liefde is goddelike, ek wil amper sê toewyding, totale toewyding. In die Engels gebruik hulle die woord commitment. Toewyding val nie vir my so mooi op die tong soos commitment nie.
Maar commitment, is daar totale commitment, totale toewyding, Petrus. Petrus, agape jy my. Maar Petrus antwoord vir Jesus met 'n ander woord vir liefde, want daar is verskillende woorde vir liefde in Grieks. Hy sê, Here, ek phileo u. En dit is meer 'n tipe van 'n broederlike liefde. Hoekom sê Petrus nie, Here, ek agape u nie? Want hy het hier in die agterkop het hy sy sonde. Ek het gesê, ek sal doodgaan vir u. Ek het gesê, ek sal u volg tot die einde, maar wat het ek gedoen? Ek het u verloon. So Petrus se sonde hou hom terug. Hy skaam oor sy sonde. Hy voel nog kaal oor sy sonde. Hy het homself verloor. Hy weet nie meer wie hy is nie. En dis hoekom hy nie hier met volle oorgawe wil sê, Here, ek agape u nie. Ek is vir u lief in volle toewyding nie. Maar hy bely nog steeds, Here, u weet dit, u is God. U weet dat ek u lief het, maar nie met dieselfde woord nie. En dan gee Jesus vir hom weer die tweede maal, want hy het nie net een keer nie, maar ook 2 keer en ook 3 keer. So die tweede maal sê Jesus weer vir hom, Petrus, agape jy my, het jy my lief? En weer antwoord Petrus en hy sê, Here, ek het u lief, ek phileo u, u weet dat ek u lief het. En dan ook die 3de keer, maar dan kom maar die 3de keer, kom daar 'n verandering. En Jesus sê vir hom, Petrus, phileo jy my. En dis hoekom Petrus eintlik hartseer word, want hy besef, Jesus het nou in 'n sekere sin na sy standaard toe gekom. So hier's baie dinge wat in Petrus se kop afspeel. Aan die een kant, hy het eintlik in 'n sekere sin nie vir Jesus hierdie volle toewyding gegee nie. Dis nie omdat hy nie wil nie, maar is omdat hy hierdie keer het hy geleer uit sy foute van die verlede uit. Hy het besef, en dis die belangrike ding, hy het tot die sonde besef gekom. Ek kan nie sulke beloftes maak nie, want ek het gesien, ek het geleer, ek is swak, ek is nietig, ek is 'n mens. Al was dit in my hart gewees dat ek nie vir Jesus sou verloon nie. In die hitte van die oomblik het ek dit gedoen. So ek wil nie dit weer sê en hierdie belofte maak, en dis nie die waarheid nie. Ek wil eerder nou opreg wees. So mens moet waardeer wat Petrus hier deurgaan, is 'n worsteling wat hy hier deurgaan. Dis nie sommer net vinnig wat hier vir hom vragies gevra word en hy sê, Here, jy weet ek het u lief nie. Maar nou kom Jesus in 'n sekere sin na Petrus se vlak toe. En dit werk weer in Petrus se kop, want nou dink Petrus, nou bevraagteken Jesus selfs dit. In die begin het hy gevra volle toewyding, is jy werklik committed met alles wat jy het in jou liefde aan my? En Petrus het gesê, Here, u weet ek het u lief, soos 'n broer, maar ek is te bang om daai commitment te gee. En nou kom Jesus en hy bevraagteken ook hierdie broederlike liefde, hierdie phileo, want nou vra hy, Petrus, phileo jy my? En nou sê Petrus, Here, u weet, u hoef nie te twyfel nie, u is die seun van God, u weet dat ek bely weer, u is die Christus, die seun van die lewende God in 'n sekere sin. Maar dit is Jesus wat vir Petrus hier tot herstel lei. Ek wil amper sê, hy kom ook na Petrus se vlak toe, en in 'n sekere sin wat hier gebeur, is hy sê vir Petrus, Petrus, dit is genoeg, jou liefde vir my is genoeg. Ek weet en jy weet, en solank jy dit besef, dat jy swak, nietig en sondig is, en dis wat ons ook moet besef. Ons is swak, nietig en sondig, maar dit is genoeg, maar ek sal vir jou herstel bring. En die wonderlike is, as ons dan na die res van Petrus se lewe kyk, dan sien ons, dit was inderdaad nie net phileo liefde wat hy vir Christus gegee het nie, maar die res van sy lewe was dit totale toewyding. En ek sal later meer daaroor sê, maar dit was toe eintlik agape liefde wat Petrus vir God, vir Jesus gegee het. En dis die wonderlike, is dat ons standaarde is nie altyd genoeg nie, maar deur die krag van God, omdat God ons eerste lief gehad het, stel hy ons in staat om onsself ook ten spyte van ons sonde en ons swakheid en ons nietigheid, om onsself ook in totale toewyding aan hom te gee. En dit is die wonderlike. So die eerste punt is, Jesus maak dit vir ons moontlik om herstel te kan beleef. Hy is die een wat ons weer herstel wanneer ons twyfel. Die tweede ding wat ons sien is, dit gaan ook oor vergifnis, deur dit te vra, deur hierdie geleentheid vir Petrus te gee, om dit wat hy in die verlede verkeerd gedoen het, reg te maak. Is dit ook duidelik dat Jesus sê vir Petrus ook, ek het jou vergewe, jy het my verloon, maar nou kom gee ek vir jou die geleentheid om weer te bevestig dat jy my lief het.
So Petrus is skaam oor sy sonde en ons behoort ook skaam, en nie net skaam te wees nie, maar soos Petrus hartseer te wees, ons moet ook huil oor ons sonde. Maar wat kom doen Jesus? In sy groot liefde en genade kom trek hy vir Petrus een kant toe. En die doel is om Petrus vry te maak en te bevry, te verlos, nie net van sy sonde nie, ja, in die groter prentjie dit, maar van die verleentheid van sy verlede, van die verleentheid van sy sonde. Ons praat baie daaroor dat mense skaam kwaad op, wanneer hulle sekere sondes gedoen het, maar Petrus is hier skaam, hy is hartseer, hy is bedroef oor sy sonde. Sy sonde het hom nog teruggehou, dis hoekom sy antwoord nie hier ten volle kan wees, ek agape u nie, maar dis nog net, Here, u weet ek is lief vir u, broederliefde. Maar Jesus sê, ek het jou vergewe, ek het aan die kruis vir jou gesterf, met my bloed het ek jou duur gekoop en ek het jou skoon gewas, daarom hoef jou sonde jou nie meer skaam te maak, hoef jou sonde jou nie meer terug te hou, vas te hou in die stof hier op aarde nie, maar kan jy uit die stof uit van jou sonde opstaan, en kan jy ten volle vir my leef. En dis die wonderlike, Petrus het dit besef, want toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, en die vrou dit vertel het, was dit Petrus wat eerste in die graf ingegaan het, dit was Petrus en Johannes was vinniger, waarskynlik skraler en fikser, so hy het eerste gehardloop tot by die graf, maar hy was skrikkerig om in te gaan. Petrus is die een wat eerste in die graf ingegaan het, hy het gesien, die doeke lê daar, Jesus het opgestaan, die graf is leeg. Hy besef, dit wat Jesus gesê het, is waar, ons sondes is vergewe, en daar is nou nie meer die sonde wat ons terughou nie, maar nou is daar, en dis belangrik, in aanpassing ook by die tweede vraag, by die eerste punt wat ons gemaak het, Jesus bring herstel, ten spyte van ons sonde. Nou is daar, en dis belangrik, nou is daar 'n opdrag, wat elke keer ook saam met hierdie wete kom, vir my sonde is vergewe, en dit is die opdrag wat ons elke keer hier sien, laat my lammers wy, laat my skape wy. Kom ons kyk, as ons hulle hier van vers 17 af in ons teksverse, of van vers 15 af, hy sê eers vir hom die eerste keer, laat my lammers wy, so die skapies is nog klein, beskerm die klein skape, en dan by vers 16, dan sê hy vir hom, pas my skape op, so met ander woorde, beskerm hulle weer, en dan by vers 17, dan sê hy vir hom, laat my skape wy, so ons sien in 'n sekere sin hier, ook 'n verloop, dis eers die lammers, en dit is wat Petrus deur sy lewe moes doen, hy moes die kerk begin, aan die begin was dit die lammers gewees, hy moes rondgegaan het, en hy moes die kerk gestig het, dis die lammertjies, en dan moet hy hulle oppas, hy moet hulle groot en sterk maak, sodat hulle skape kan wees, maar dan moet hy hulle ook laat wy, hy moet vir hulle ook die geleentheid gee om uit te gaan, en ek wil amper sê disippels te wees, wat nog disippels maak, en dit is die verbintenis hier, so, daar is 'n opdrag, Petrus, nou moet jy aan my gehoorsaam wees, ek bring vir jou vergewing van jou sondes, maar daarmee saam, moet jy besef, ek het jou sondes vergewe, ek het jou skoon gewas, nou moet jou lewe verander, nou moet jy in 'n sekere sin aan my totale toewyding gee, agape liefde, so daardie herstel, daardie vergifnis wat Jesus bring, kom saam met hierdie liefde, want Petrus, hy het nie vir Petrus gesê, gaan jy die 10 gebooie onderhou, gaan jy doen soos wat ek sê, of wat ek ook nie spesifiek het, gaan oor die liefde, Petrus, het jy my lief, as jy my lief het Jesus vroeër vir hulle geleer in die evangelie, sal julle my gebooie onderhou, want die samevatting van die wet is die liefde, wees lief vir God, en wees lief vir jou naaste, soos vir jouself, maar so die opdrag aan Petrus is, gaan uit, laat my lammers wy, pas my skape op, laat my skape wy, groei die kerk, maar dit gaan harde werk wees, verander jou lewe, want jy moet die voorbeeld, jy moet nou die herder wees, Petrus, en so is dit ook vir elkeen van ons. Die opdrag is ook vir ons, ons kan nie in ons sonde bly nie, ons kan nie sê, Here, ek het U lief, maar ek bly nog in my sonde leef nie, ons moet uit ons sondes uit opstaan, ons moet ons lewens omdraai, en ons moet 'n lewe van liefde vir God en ons naaste gaan leef om dit te wys, en as ons in liefde leef, sal ons nie die gebooie oortree nie. So dis daai daaglikse toets wat ons het, om uiteindelik te sê, het ek die Here waarlik lief? Gee ek my volle toewyding aan hom? En dan is die opdrag daarmee saam ook, gaan wees sy disippels, gaan wees kerk, en dit is net so belangrik, dis nie een lammertjie of een skapie nie, dis lammers en skape, ons is 'n eenheid, ons is God se kudde,
Ons is sy kerk, ons is sy liggaam. En ons moet sy liefde gaan uitleef om daardeur gehoorsaam te wees aan hom en om te wys dat ons hom lief het. Want as ons hom lief het, sal ons doen wat hy sê. En hy sê ons moet vir hom en ons naaste lief wees. En dan die laaste ding, ons kan ons afsluit, is Jesus kom bevestig weer Petrus se identiteit. Ja, Jesus vra vir Petrus 3 keer, het jy my lief? En die derde keer, dan kom hy na Petrus toe en hy sê, het jy my phileo, broederliefde? Maar in 'n sekere sin, as ons mooi daarna gaan kyk, dan is dit tipies soos wat, kom ons sê maar 'n sielkundige, iemand stelselmatig sal lei, om self tot die besef te kom van wie hy is. So dis hierdie harde vraag wat Jesus aanvanklik eerste vir Petrus vra, het jy my lief, het jy my agape, volle toewyding? En Petrus besef dan, dis hierdie skok van die sonde besef, ek kan nie sê 100% ja nie, maar is hierdie begeleiding dan, het jy my waarlik lief, Petrus? Ja, ek weet, en dan uiteindelik, Petrus, het jy my lief? So Jesus bring vir Petrus, maar deur Petrus se antwoorde elke keer, want hy sê nie net, Here, ek het u lief nie, dit gaan, Here, u weet, Here, u weet, Here, u weet alles. So dis weer hierdie belydenis, hy bring vir Petrus stelselmatig om hierdie belydenis te maak, sodat Petrus weer opnuut kan besef, wie is ek? Ek is Petrus wat in Matteus 16 bely het, dat Jesus is die seun van die lewende God en daarom God self. Ek is nog steeds Petrus, wat sê, Jesus is God wat alles weet. Dis nog steeds wie ek is. Ek het myself iewers deur my sonde en my swakheid verloor. Maar Jesus het nog altyd geweet wie ek is. En hy lei my weer terug, sodat ek weer kan besef wie ek is. Maar as ek besef wie ek is, moet ek besef, dis nie deur my nie, want ek is swak, nietig en sondig, ek het hom verloor. Maar wie ek is deur hom. Dis omdat hy vir my sonde gesterf het, dis omdat hy vir my oorwin het. Daarom is ek Petrus, daarom is ek wie elkeen van ons se name is, want my identiteit lê nie in my en die goeie dinge wat ek kan doen nie, want ek kan myself nie red nie, maar my identiteit lê in dit wat Jesus vir my gedoen het, toe hy vir my gesterf het. Hy het dit vir my moontlik gemaak het om te kan herstel, toe hy vir my gesterf het en my sondes vergewe het, en toe hy uiteindelik my weer laat besef, met die Heilige Gees wat in my hart bly, wat in my hart woon, wie ek is en dat my identiteit uiteindelik in hom is. En dit stel my in staat, om soos wat Paulus sê in daai bekende vers in Filippense 4 vers 13 te sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En in Petrus se lewe was dit so gewees, as ons na die res van sy lewe kyk, dan sien ons, hy het volle agape liefde, toewyding aan God gegee. Ons weet, en dit is wat ons in die res van die verse hier lees, na vers 17 wat ons gelees het, as ons sien, hier van vers 18 af lees ons, dan sien ons, dat Jesus sê dan vir Petrus, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonk was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, hy sê nou vir hom wat in sy toekoms sal gebeur, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En ons sien ook in vers 19 nou dit verstaan. En dit het Jesus gesê, hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy, Petrus, God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, het hy vir hom gesê, volg my. En Petrus het dit ook besef, want dan vra onmiddellik vir Jesus, maar hoe gaan Johannes doodgaan? En dan sê Jesus vir hom, dit gaan jou nie aan hoe Johannes gaan doodgaan, jou taak is om my te volg. En dis wat Petrus gedoen het. Die kerkgeskiedenis, die oorlewering sê dat Petrus is op die ouende gekruisig, onderste bo, want hy het gesê, Jesus is regop gekruisig en ek durf nie soos hy regop gekruisig te word nie, so kruisig my met my kop onderste bo, en met my kop wat afhang, laat ek so sterf, maar ek is bereid om vir hom te sterf. En Petrus het inderdaad vir Jesus gesterf aan die einde, om die kerk te plant. So hy het aan die einde nie vir Jesus verloor nie, maar hoekom? Nie deur Petrus nie, maar deur Jesus, omdat Jesus vir Petrus in staat gestel het, om homself toe te wy tot aan die einde toe. En ek wil afsluit en sê, vir ons kan dit dieselfde wees. Ja, ons moet ons sonde besef, maar Jesus maak dit vir ons moontlik, dat daar herstel kan wees, omdat ons identiteit nie in ons is, en dit wat ons kan bereik en kan doen hier op aarde nie, maar omdat ons identiteit
in Christus is. En daarom stel hy ons ook in staat, juis ook met die wete, ons weet wie ons is sy kinders, en ons weet waarheen ons op pad is, ons weet wat wag op ons, die ewige lewe. Juis met daardie wete kan ons onsself ook ten volle aan hom toewy. En daarom behoort ons onsself deur liefde ten volle aan God toe te wy, en in alles wat ons doen, dis die lof en die eer en die heerlikheid wat hom toekom aan hom te gee. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons wil vanmôre weer opnuut voor U erken dat ons maar soos Petrus en die ander disippels swak, nietig en sondig is. So dikwels in die hitte van die oomblik, wanneer ons U nie moet verloon nie, dan verraai ons U, dan hardloop ons weg en dan vlug ons voor hierdie wêreld wat voor ons staan, die wêreld met sy aantuigings, die wêreld met sy druk. En Here, ons wil opnuut daarom vanmôre weer vra dat U ons sondes sal vergewe, dat U ons tot 'n besef van ons sondes sal bring, maar ook tot 'n berou, dat ons soos Petrus van ouds ook sal huil oor ons sonde, omdat ons besef dat ons ook U lyding aan die kruis vererger het. Maar Here, ons dankie dat ons kan weet dat U liefde vir ons so groot is, dat ten spyte daarvan dat ons eintlik vyandskap teen U bedryf as gevolg van ons sonde, dat U nogtans so lief vir ons was, dat U bereid was om vir elkeen van ons aan die kruis te sterf, dat U ons met U bloed skoon gewas het, dat ons kan weet, daar is vir ons vergifnis, en dat U dit vir ons moontlik maak, elke dag weer deur die leiding van die Heilige Gees, om ook vir U te leef, om ook in en deur U liefde, ook U liefde aan hierdie wêreld uit te straal. En Here, daarom wil ons U loof en prys en dank, en ons wil vra, Here, gee dat ons nooit sal vergeet wie ons is nie, dat ons nooit sal vergeet dat ons is U uitverkore kinders nie, dat U ons uit genade alleen gered het, en dat ons kan weet waarheen ons op pad is nie, dat ons op pad is na die ewige lewe nie. Here, gee dat die sonde, die gejaag van hierdie wêreld en die ou duiwel, ons eie sondige vlees, dat dit nie ons visie van wie ons is en ons identiteit in U sal verduister nie. Maar Here, laat U lig elke dag weer opnuut in en deur ons harte en ons verstand skyn, sodat ons elke dag weer opnuut sal besef dat ons is U kinders, dat ons identiteit nie in ons sonde is nie, maar dat ons sondes vergewe is en afgewas is, en dat ons identiteit in U is, dat ons eerste U kinders is, en Here, gee dat dit ons dan ook sal dring deur die Heilige Gees wat in ons harte werk, om ook elke dag 'n groter en 'n groter begeerte te hê, om werklik alles wat ons doen, te doen tot eer en verheerliking van U naam, dat ons werklik lewens van dankbaarheid sal leef tot U eer. Here, U ken elkeen van ons omstandighede, U weet van elkeen van ons wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer en moeilike en swaar tye deurgaan. Here, ons wil daarom ook vra, Here, gee dat ons ook nie vir U in daardie moeilike tye sal verloon nie, maar gee dat ons sal standvastig bly in ons geloof. En Here, ons vra daarmee saam ook, genees ons van ons siektes, maak vir ons gesond van ons beserings, vertroos vir ons wanneer ons hartseer is, en gee dat ons altyd sal weet, maak nie saak wat die omstandighede is waarin ons onsself bevind nie, maar Jesus was daar aan die kruis van God verlate, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie. Here, dankie dat ons kan weet, maak nie saak wat die omstandighede is nie, dat U ons nie noodwendig daar uithaal nie, maar dat U saam met ons deur die dal van die doodskade weer loop, dat U altyd by ons is, en dat U ons nooit sal verloon nie. Here, daarvoor wil ons U dank en loof en prys. Here, ons vra en bid aan hierdie dinge ook alles, nie uit ons krag nie, maar alleen uit U groot liefde en genade en die krag van Jesus Christus, ons koning, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.